Hartlike goeiemôre, dit is Vrydag vandag, is die 16de Januarie, die jaar 2026. My naam, Danie Gerber, vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. Ek gaan vandag 'n bietjie praat oor wees 'n voorbeeld, en dit is 'n bekende gedeelte in God se woord, en ons het al baie bespreek en goeders, en dit gaan oor die oorspellige vrou. So kom ons lees dit daarso in Johannes 8. En hy sê hierso vanaf vers 1, hy sê, maar Jesus het na die Olyfberg gegaan, en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na hom gekom, en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring, en toe hulle haar tussen hulle in laat staan, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En Moses het in ons die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u? En nou dink ek, en ek lees hierdie stukkie, en dan dink ek so by myself, hulle het hierdie vrou gevang, saam met 'n ander man slaap. Nou waar is daai man? Of is dit nou nie vir die mans bedoel om ook gestenig te word? Dit is net vrouens. So met ander woorde, 'n man sondig nie. Dit is net vrouens wat sondig. So hierdie gedeelte het vir my toe nog nie lekker sin gemaak nie. Want hoekom is hy nie ook voor die gemeente gebring nie? Want hy het al met sy vrou haar verneek, nee. Nou is dit net die vrou wat nou haar man hier verneek. Anyway, kom ons gaan verder aan. In verse 5, hy sê, en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom skuld te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe, maar toe hy aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, eerste 'n klip opgooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Nou, as ek dit gaan lees hierso in die Boodskapbybel, verduidelik hierdie gedeelte dit so in Afrikaans, nie so plain Afrikaans. En ek het so 'n paar gedeeltes wat ek hier vir julle wil lees. Die eerste gedeelte is daar in verse 7. Hy sê hierso, die Joodse geleerdes het egter aangehou neel. Uiteindelik kyk Jesus op en sê vir hulle, nou goed, gaan maar aan, julle weet skynbaar wat om te doen. Maar daar is een voorwaarde. Die een van julle wat nog nooit aan God ongehoorsaam was nie, moet die leiding neem. Hy moet eerste 'n klip optel en haar daarmee gooi. Weer het Jesus vooroor gebuig en iets in die grond geskryf. En dan verse 10 sê Jesus kyk toe weer op en sê vir haar, en nou, waar is al daardie mense? Kon niemand so ver kom om 'n klip op jou te gooi nie? Nie een nie, Here, kom die antwoord. Jesus sê toe, ek gaan ook nie, gaan gerus, maar ook vir jou is daar 'n voorwaarde. Gaan stel nou vir daardie mense 'n voorbeeld hoe om gehoorsaam aan God te leef. So dit is baie belangrik. So wanneer ek en jy 'n voorbeeld moet wees, jy weet, mense kyk na ons. Mense sien ons. So hierdie vrou is daar 'n voorwaarde vir haar gegee. Gaan, ek veroordeel jou ook nie, maar wees 'n voorbeeld. So want mense kyk na jou. Daar waar ek en jy beweeg, mense kyk na ons. Is ek en jy 'n voorbeeld van hoe om gehoorsaam te wees vir God? Of gaan mense sê, daar gaan 'n man, hy sê hy's 'n kind van die Here, hy sê hy's dit, maar kyk hoe tree hy op. Wees 'n voorbeeld. Is jy 'n voorbeeld, sodat mense kan opkyk na jou? Ons sê dit baie, kindertjies leer nie met hierdie goeters nie, nee? Hulle leer met hierdie goeters. So ek en jy moet 'n voorbeeld wees, want die gemeente, die kinders daar buite, die wêreld, kyk na my en na jou. En is ek en jy 'n voorbeeld? Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie weer eens vir die woord. Here, dat ons net gehoorsaam sal wees. Here, want
U woord sê vir ons, dat U soek gehoorsaamheid. En Here, dat ons 'n voorbeeld sal wees vir die mense daar buite, sodat die wêreld kan sien, daar's iets in ons, en hulle kan vra, wat moet ek doen, want ek wil wees soos jy is. Ons is nie hoog nie, ons is nie geleerd nie, ons is nie slim nie, Here, maar ons is gehoorsaam aan U, en ons wil 'n voorbeeld wees vir hierdie wêreld. Lei ons, is ons gebed in Jesus naam. Amen en amen. My boetie en sussie in Christus gaan uit hierdie naweek, nie, gaan wees 'n voorbeeld vir die wêreld daar buite. Onthou, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, nie? En as jy dit nie kan doen nie, stop daarmee. Geseënde naweek. God bless.